Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 111. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, dan kan jy ons kontak by die nommer wat ek nou vir jy gaan gee. Ek wil net eers 'n ander aankondiging maak ook. Nou Saterdag, die 22ste Maart, het ons onderdompelingsdiens in Montana. Daar's 'n hele paar mense wat laat weet het, maar daar's nog plek, sou daar mense wees wat wil onderdompel word. Of as jy net wil kom kyk, is jy baie welkom. Kontak my by ons WhatsApp nommer. Hier kom die nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, het 'n magdom inligting reeds gemis. Uiters belangrik, gaan na deel 1, begin by deel 1. Anders sal jy nooit werklik weet waaroor dit gegaan het nie. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal. Stuur ook sodat jy al die verskillende kennisgewings van die ander studies kan kry. Ek wil net ook sê rondom die ander studies, ek het in die laaste week 'n krisis gehad, kon nie by al die opnames uitgekom het nie. So ons wil hê jy moet verdra. Ek gaan ook môreoggend, wanneer u na hierdie opname kyk, is dit natuurlik maandag, dan gaan ek ook vir my linkerkantste oog se operasie, die regterkant se was 'n sukses gewees. Loof Jaffa daarvoor, dankie vir al die gebede. So hierdie week mag daar ook dalk 'n probleem wees met opnames. Ek kan net doen wat ek kan, hoor. So verdra my daar, en daar's soveel ander studies wat jy kan net vir 'n week net kan opvolg van een van die reekse. Wat is jou God se naam? Wat noem jy hom, God of Here? En dan kyk jy maar net daarna. Stuur die kontak vir die vriende. Dit is lewensverandering, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir hierdie bonatuurlike voorreg wat ons het vanmôre om saam te kom om die woord. Ek wil bid dat u dit sal seën vir ons. Ek wil bid, Vader, dat u dit lewend sal maak in ons midde, en dat die Ruach in ons sielsdimensies inspreek vanmôre, en ons oortuig in die woord. Voed ons met die brood van die lewe, ons vra dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffashua. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot sukses gaan, 'n groot seën gaan wees in die mooiste naam Jaffashua. Ons is besig met Spreuke 10 vers 21. Ons is besig, maar ons opgehou het laasweek met Spreuke 10 vers 20. So ons gaan na vers 21. Dis wonderlik hoe ons sien hoe koning Salomo aanhoudend met die mens spreek oor sy sielsdimensie, sy oë, sy ore, sy lippe, sy hande, en hy gebruik die elemente wat die mens nodig het om te funksioneer, gebruik hy om ook die evangelie aan ons oorgedra te kry. Alhoewel daai tyd het hy niks geweet van hierdie tipe evangelie aangaande die Nuwe Testamentiese verbond in die bloed van Jaffashua, die genadebloed van Jaffashua. Hy het maar gewerk met bokkies en lammetjies en met die offerandes. Maar Jaffa het vir ons as bruid in hierdie 21ste eeu kom hy en hy het vir ons 'n ander boodskap. Dieselfde skrif, maar 'n nuwe boodskap vir die tyd waarin ons lewe. Ons kyk na vers 21, Spreuke 10:21. Die lippe van die regverdiges, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, en dan het ons die regverdiges. Wie is dit? Dis die bruid. Die lippe van die regverdiges help baie mense reg. En daarom moet ek en u nie skroom wanneer ons in 'n gesprek is om oor die bonatuurlike name te praat nie. Inteendeel, ons is in hierdie bonatuurlike evangelie gered met een doel.
En dis om die werk te doen waarvoor ons geroep is. En wat is dit? Dit is om die saad te saai, saad te saai, saad te saai. Maak nie saak waar ons is nie. Dis waar ons die saad saai. Die bo-natuurlike geopenbaarde woord saad. Dis waar ons dit saai. Aangaande die evangelie en die genadebloed van Yahweh. En wanneer mense verkeerd is, dan is dit die onus onsene. Die onus is op ons om te sê dit is nie regtig hoe dit was nie. Ja, vir baie jare, vir eeue was dit so geglo. En ons self het dit geglo omdat dit in die Bybel geskryf was wat ons nie geskryf en vertaal het nie. Maar dit was verkeerd gewees. Dit was nie hoe dit was nie. En dan kan ons oor begin praat. Die lippe van die regverdige, die bruid van Yahweh, help baie mense reg. Maar die dwaase mense, en die dwaase is nie ou wat verstandelik iets makeer nie. Dis meestal van die tyd 'n stupid ou, of 'n vrou. Hulle maak, of hulle regtig nie verstaan nie. Weet jy wat? Net om te sê, ek is nie verkeerd gewees my lewe lank nie. Daar's niks om dit te sê nie, jy kry nie punte vir dit nie. As ons nie geweet het nie, het ons nie geweet nie. Maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Die verstand is vir my openbaring. Wat verryk ons? Nie wat ons ry of wat ons aantrek of waar ons bly nie. Wat verryk ons? Is dit wat ons mee gevoed word. Elke dag. Deur die Ruach HaKodesh. Maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Dit is amper soos iemand wat nie suurstof kry nie. Iemand wat nie suurstof kry nie is 'n individu, nou haak my tong vas. Hy kan homself nie help nie. Dis hoe maklik dit is. Die woord sê so, die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. En ons het nodig om in die woord geleer te word. Ons het nodig om in die woord opgevoed te word. En dis hoekom al hierdie studies so uiters belangrik is dat Jahwe deur die Ruach HaKodesh, vir u wat dalk vir die eerste keer luister, die Heilige Gees, ons voed met die brood van die ewige lewe, elke dag. En dis hoekom hierdie studies ook elke dag belangrik is. Elke dag die woord gesaai kry. Dit is soos 'n ou wat opstaan, hy moet iets eet, hy moet ontbyt eet, of deur die dag moet hy iets eet. Daar's baie mense wat vir 2-3 dae sonder kos kan gaan. En ons kan nie sonder die geopenbaarde woord gaan nie. Maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. En kom ons help hulle nie om in hulle dwaasheid te sterf nie. Want hy het gesê, die eerste gedeelte, die lippe van die regverdige help baie mense reg. So ons gaan nie toelaat dat die ouens sy dwaasheid sterf nie. Ons wil hulle gered sien, ons familie, ons vriende, hulle wat om ons is, ons besigheidsvennote. En dis hoekom ons die evangelie van lewe uitdra. Die seun, nou die 33 sê, as jy die 33 Bybel het en jy lees dit nou, vers 22, die seun van die Here net sulke groot letters, H-E-R-E. Dit kon nie, koning Salomo kon nie die woord Here geskryf het nie. Hoekom nie? Want die woord het nie bestaan nie. Die woord Here het nie bestaan nie. Jahwe se naam was verander na Grieks toe in die 2de eeu, na Kyrios. Kyrios. En dan in die 6de eeu van Grieks af, na Latyns toe, Theos, Grieks-Hebreërs. En dan in die 13de eeu, dan ontstaan die naam Lord, L-O-R-D. En eers daarna, wanneer hulle by die Afrikaans kom, wanneer die 33 Afrikaanse Bybel vertaal word, dan word die naam Here eers geskep. Lord, daar was nie so 'n woord nie, dan word Here, als hoofletters. En nou weet jy al by die tyd vervelings toe het gesê, Hosea 2:15-16 sê, dat jy my langer noem my man en my Baal, of my Here en maar my Baal, my man.
Vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde. Wat is dit? Here, die seun van Java, my Elohim, halleluja. Hoor hoe mooi, hoor hoe anders dit klink het. Die seun, daai seun, die voorspoed, die geluk, die heerlikheid, die krag en die genade, die seun van Java, ons Elohim. Dit maak ryk. Dis nie wat in my garage staan nie. Dis nie wat in die bankrekening is, dis nie waar ek bly. Dis is waar die seën in is. Die geluk in die koninkrykswerk van Java. Dis waar die waardevolle goed in opgesluit is. Wanneer ons met iemand kan sit en deel, en wanneer jy met die persoon deel en jy sien die trane loop, begin afhardloop teen die wange af. En die persoon later sê, wil jy nie vir my bid nie? Wil jy nie vir my bid nie? En dan het ons die voorreg om daai persoon na Jafashua toe te lei. Die seun van Java, dit maak ryk. Die moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Ja, die Bybel sê, ons het gesien wat Spreuke gesê het, koning Salomo sê, het ons baie lang terug gesê, dat as jy nie wil werk nie, moet jy ook nie eet nie. Hy sê, jy gaan na die mure en word wys, jy onthou, gaan kyk na die mure, wat doen hulle? Hulle maak voorsiening vir die winter. Ja, maar prof, die woord sê ook, jy moet nie worry oor die dag van môre nie. Nee, wanneer jy na dit verwys, moet ons die wysheid gebruik. Want die woord sê ook, dat wanneer jy huis bou, moet jy die koste bereken. So ons moet ons verstand gebruik. Ons kan nie net blind hardloop en sê, die woord sê, nie, hy sê, wanneer het gaan oor moeitevolle arbeid, dis wanneer ons in die koninkryk besig lyk, ons bereik niks nie. Dis soos 'n ou wat sop eet met 'n vurk. Hy lyk al die tyd besig, want sy hand gaan net so. Maar daar is nie iets op die vurk wat hy kan sluk nie. Nou en dan het hy dalk 'n wortel of 'n stuk aardappel of 'n ding, maar verder loop alles terug in sy bord. Moenie sop met 'n vurk eet nie. So dit help nie ons probeer deur moeitevolle arbeid deur daarin dink dat godsaligheid of die redding lê daarin nie. Nee. Iemand het een keer gesê, dis nie om harder te werk nie, dis om slimmer te werk. Dis om slimmer te werk. Met ander woorde, Java sien ons met die verstand. Om te kan 'n plan sien. En weet jy wat is die wonderlikheid van alles vir my? Is dat, dis nie net ek en u nie. Dis dat ons het die Ruach HaKodesh. Hy lei ons deur die Ruach HaKodesh. En dan sê die Ruach maak die woord oop. En hy bring lewe in my tong. En in my sielsdimensie. Sodat ek die woord kan uitbring. En die woord kan uitdra. En die woord kan uitleef. Sodat daai persoon met wie jy praat, so nuuskierig word dat hy dit nie kan hou nie. En sê, geef my nog daarvan. Dis soos 'n bord kos. As kos goed, lekker voorberei is, jy kry daai spesery reuk en dis 'n ervaring. Dan is dit lekker om te eet. Maar wanneer jy sommer net so slap en waterig gemaak is en dan lyk hy nie so lekker nie. Dan het jy 'n begeerte om te eet nie. Hy sê die seun van Java, ons Elohim, dit maak ryk. Wil jy geseënd wees? Wil jy geseënd wees? Kom ons wees besig met die koninkrykswerk van Java. Dis tog waarvoor hy ons geroep het. En die moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Ek sê nie ons moenie werk nie. Dit sê nie ons moenie betrokke wees nie. Dit sê nie ons het nie 'n verantwoordelikheid nie. Ons het dit alles. Maar wanneer ek besig is om my tyd te mors, dis wanneer ek moet wegstap van 'n ding af. Dieselfde met die klomp spookpredikers. Ek het besluit om al omtrent 3 maande terug net van hulle af weg te stap. Kyk, hulle probeer hulle heel beste. Hulle sit ouetjies aan wat so stadig is. Jy kan hoor die ou
sukkel om my te probeer omkrap, om te kyk hoe ek wil toetree tot die geveg. Ek stel nie belang nie. Ek stel nie belangrik. Weet jy hoekom? Want 1 Timoteus 6 vers 3 het gesê, hy het gesê, dat die ouens is verwaand en verstaan niks nie. Hulle het 'n sieklike sig na toesvra en afskuns en bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat nie verstand verdorwe is en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Hy sê onttrek jou aan sulkes. Ja, vas, die woord sê onttrek jou aan sulkes. Die woord sê as jy 2 keer, 3 keer gegaan het, stap weg. Moenie jou parels voor die varke gooi nie. Hulle trap dit net. En dis wat die woord vir ons hierso sê. Ons kan net tot op 'n stadium gaan. Jaffa wil ook nie hê ons moet aanhoudend onsself in die modder indruk nie. Hy sê die seun van Jaffa maak ryk. Wil jy geseën wees vandag? Gaan uit en wees 'n seun vir die koninkryk van Jaffa, ons Elohim. Tot môreoggend as dit Vader se wil is. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.